Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging, stigting en troos. In 1969 is daar 'n liedjie vrygestel van The Hollies wat wêreldbekend geword het, naamlik He Ain't Heavy, He's My Brother. Die oorsprong van hierdie woorde, hy is nie swaar nie, hy is my broer, het sy oorsprong by 'n man genaamd Edward Flanagan, die stigter van Boys Town. Boys Town wat dit 'n huis was, of eerder 'n toevlugsoord vir hawelose, verwaarloosde en problematiese seuns. Ja, 1917, terwyl Edward Flanagan in Omaha, Nebraska gewerk het in Amerika, het Edward diep ontsteld geraak oor die toestande van weeskinders, haweloses en misdadige seuns. In 'n tyd toe sulke kinders, sulke seuns dikwels gevange geneem is of aan hulle self oorgelaat is, het Edward geglo dat hulle liefde, opvoeding en morele leiding nodig het, nie straf nie. Hy het $90 geleen om 'n huis in Omaha te huur en Edward het 'n seunshuis geopen en begin met slegs 5 seuns. Die seuns huis het geen heininge, geen slotte, geen strafgerigte dissipline gehad nie. Sy kernfilosofie was, daar is geen slegte seuns nie. Daar's net slegte omgewings, slegte opleiding, slegte voorbeelde en slegte denke. Die konsep was radikaal vir sy tyd en is vandag nog, maar die seunshuis het vinnig gegroei. In 1921 het Edward 'n Overlook Farm 16 kilometer wes van Omaha gekoop, wat Boys Town geword het. Boys Town het 'n selfonderhoudende dorpie geword met skole, kerke en koshuise, alles gedeeltelik bestuur deur die seuns self. Die lese van Boys Town was He Ain't Heavy, He's My Brother. Hierdie lese het gekom van 'n klein jong seentjie wat in die begin van Boys Town 'n groter seun op sy rug soontoe gedra het. Edward het gesien hoe hierdie seentjie, hierdie groter seun dra en vra toe vir die seentjie, is hy nie swaar nie? En die seentjie het geantwoord, hy's nie swaar nie, hy's my broer. He ain't heavy, he's my brother. Edward was so aangeraak en het dit toe Boys Town se lese gemaak. Hierdie lese is nie net Boys Town of The Hollies se liedjie nie, nee, dis 'n Bybelse oproep om 'n gemeenskap, eenheid en liefde saam mee te leef en om saam as liggaam emosionele, geestelike en fisiese laste te deel. Edward het nie bly vaskyk aan seuns se probleme en by homself gedink, ag, dit help nie eers ek help nie, want hoe gaan ek al hierdie seuns kan help? Nee, Edward het gesien as hy 5 seuns mee kan begin en hulle help en 5 seuns lief hê. Jy sien, Edward se deernis het 5 seuns se lewe aangeraak en omdat hy die skoene van bereidheid aangetrek het, omdat Edward toegewyd was, omdat Edward getrou was met die eerste 5 wat Abba Vader op sy pad gestuur het, het hy baie ander se lewens en stelsels hervorm. Die woord sê in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Yeshua. Wat is die wet van Yeshua? Dis Abba Vader se 10 gebooie opgesom in 2 kategorieë. Yeshua sê in Matteus 22 vers 37 tot 40, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede gebod wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Dra mekaar se laste. Hoe betoon jy jou liefde aan Yeshua? Deur ander te bedien, Matteus 25. En Yeshua sê in Matteus 14 vers 16, as jy my lief het, onderhou my gebooie. In 1 Johannes 3 vers 17 tot 18 staan, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Is dit nie wat Edward gedoen het nie? Vers 18 sê verder, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is. Jy sien, Yeshua is die uiteindelike lasdraer. En ek en jy was nie te swaar vir Yeshua, toe hy ons kruis gedra het nie.
Jesaja 53 vers 4 sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Yeshua het die gewig van al ons sondes gedra, omdat ons kinders van God is. En Yeshua sien ons nie as 'n las nie, hy sien ons as die kinders van Abba Vader. As Yeshua dit vir ons gedoen het, en hy leef nou in ons, hoe kan ons minder vir Abba Vader verander doen? Ek wil jou aanmoedig en uitdaag vandag. Wie in jou lewe moet jy vandag dra? Wie sal nie vir jou te swaar wees nie? Sal jy soos Edward, die wat Abba Vader op jou pad stuur help? Sal jy hulle laste dra? Yeshua sê in Matteus 5 vers 41, as iemand jou vra om 'n myl te loop, loop met hom 2 myl saam. Want sien, om iemand in hulle tyd van nood te help, is nie 'n gewig wanneer dit met liefde gedra word nie. Kan ek jou vra, sal jy die lese, he ain't heavy, he's my brother, sal jy dit leef? Want sien, dis nie net 'n gesegde nie, dis 'n leefwyse. Dis 'n leefwyse van om na ander te luister, om hulp aan te bied sonder om gevra te word, om lief te wees vir die wat vergete voel. Want sien, wanneer ons mekaar se laste dra, vervul ons die wet van Yeshua. He ain't heavy, he's my brother, is 'n kragtige leefwyse van deernis, lojaliteit en liefde. Ons almagtige Vader, vandag vra ons vir U, Abba. Vader, dankie vir U liefde. Dankie dat U ons so lief het, dat U U enige gebore seun gegee het. Vader, ons wil voortgaan om mekaar se laste te dra, soos wat Yeshua ons laste gedra het, want hy leef in ons. Kom vul ons met meer en meer van U liefde. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Shalom.